week het ons so 'n bietjie stil gestaan by die krag van stilte. Door die heilige oomblikke waar ons kies om eerder stil te bly as of om terug te kap of onsself te verdedig. Maar net soos wat die Bybel vir ons sê dat daar is 'n tyd om stil te bly, sê dit ook vir ons dat daar is wel 'n tyd om te praat. Sien, stilte is nie altyd heilig nie. Soms is stilte gemaklik, soms is stilte vrees, en soms is stilte net bloot ongehoorsaamheid. Maar daar is tye wanneer God van ons vra om juis ons stem te gebruik. Nie om ons punt te bewys nie, maar om die waarheid dalk net uit te lig. Nie om te wen nie, maar dalk net om te genees. Sien, Jesus was stil voor sy aanklaers, maar hy het nooit geswyg waar mense moed, waarheid en genade nodig gehad het nie. Toe die skare 'n vrou wou stenig en daarvoor hom gebring het wat in oorspel betrap is, het hy gepraat. Toe 'n blinde man hom aanroep in geloof, het hy gestop en gereageer. Toe die disippels nie verstaan het nie, het hy 'n oomblik gevat om vir hulle te verduidelik. Toe sy vyande hom aan die kruis gehang het, het hy gesê, Vader, vergewe hulle weet nie wat hulle doen nie. Sy stilte het gewys waar was hy sterk genoeg om te glo en te vertrou dat God werk met 'n groter plan, maar sy woorde het ook vir ons gewys waar hy lief genoeg was om te stop en te reageer en te praat. Wanneer is dit my en jou tyd om te praat? Sien, wanneer jy sien dat iemand onregverdig behandel word, dan beteken jou stilte absoluut niks. Wanneer jy sien iemand sukkel en jy weet jou woorde kan hulle help of kan hulle hoop gee, dan beteken jou stilte absoluut niks. Wanneer jy weet dat jy versoening kan bring, maar jy wag die hele tyd vir die ander persoon om eers te praat, dan beteken jou stilte absoluut niks. Wanneer jy die geleentheid kry om 'n kind of 'n kollega of 'n vriend reg te help of te versterk of te bemoedig met liefdevolle eerlikheid, dis wanneer jy moet praat. Dis nie altyd maklik om te weet wanneer ons moet stil bly en wanneer ons moet praat nie, maar 'n goeie punt om te begin is om jouself af te vra, is wat ek gaan sê waar? Is dit nodig? Gaan dit enigsins bydra en kom dit vanuit liefde? Efesiërs 4 vers 15 sê, laat ons in liefde by die waarheid bly. Nie net wat jy sê nie, maar ook hoe jy dit sê en hoe jy daarop reageer. Laat jou dade saam met dit praat. Dis maklik om woorde te hê wat mooi klink, maar niks beteken nie. Daarom sê 1 Johannes 3 vers 18 vir ons, kinders, ons liefde moenie net woorde en lippetaal wees nie, maar dit moet met daad bewys word en opreg wees. Praat, maar laat jou lewe jou woorde bevestig. Wees eerlik, maar wees sag. Staan op vir wat reg is, maar doen dit met 'n nederige hart. Moenie stil bly wanneer jy geroep word om te praat nie. Maar wanneer jy praat, laat jou woorde die stem van Jesus weer klink. Waarheid in liefde, sag, maar kragtig. Moenie net stil bly wanneer jy veronderstel is om te praat nie. Maar wanneer jy praat, doen dit met liefde en leef dit dan met oortuiging. Tot 'n volgende keer.